Vriende, goeiemôre, ons is die Here nog dankbaar dat hy vir ons uitgespaar het, dat hy nog 'n nuwe dag tot ons lewens toegevoeg het, en die gebed van my hart is dat die Here vir ons baie ryklik sal saamsien ook in hierdie môre. Ek wil u groet met die woorde van Halleluja lied 265, 'n baie besondere Halleluja lied in die Halleluja bundel. Daar staan: God volmaakte vrede is 'n stroom gelyk, heerlike verkoking, lieflik, soet en ryk. Hoe volmaak tog vloei dit dieper op die dier, hoe volmaak tog groei dit voller ieder uur. Vers 2 sê: slegs hy kan beveilig, deur sy ewige hand, teen sy al vermoë, hou geen vyand stand. Dan kwel ons geen kommer, druk geen las ons neer, maar in stille vrede dien ons slegs die Here. En dan sê die kosbare koorgedeelte: harte wat vertrouend, stil in God berus, vind na sy belofte volle vrede en rus. Ag vriende, ek dink so vanmôre aan daardie keer toe die volk Israel uit Egipte getrek het en hulle kom voor die Rooi See te staan. Die Rooi See voor hulle, die Egiptenaars trek van agter, haal hulle in en hulle weet 'n gewisse dood staar hulle in die oë. En hulle roep na die Here en Moses antwoord en sê vir hulle: die Here sal vir julle stry, maar julle moet stil wees. Eksodus 14:14. En hierdie lied is vir my so gepas, want dieselfde gedagte van Eksodus 14 kom na vore in hierdie lied. Vriende, as ons in stille vertroue op God hoop, as sy beloftes vir ons as anker vir ons siele dien, kan ons hom dien, ongeag die omstandighede en die uitdagings. En die Bybel sê vir ons, dan sal ons ook die vrede en die rus van die Here in ons siele vind. Mag die Here ons genade gee om so op hom te hoop, dat ons sal weet, dat sal nie 'n haar van ons hoof afval, sonder dat hy weet nie. Wat ook al die uitdagings, dat ons oë gefestig sal op Jesus, die leidsman en volëinder van ons geloof. Nou vriende, ons is vanmôre besig met Spreuke die 18de hoofstuk. Ons lees vir u die eerste 4 verse saam. U sal sien, hier en daar gaan verse oorvleuel. Daarom gaan ons ook nie te veel praat oor sekere verse nie. Ander verse gaan ons mekaar koppel, sodat ons kan sien wat die volle prentjie is van wat die Here vir ons wil kom leer. Kom ons begin met die gedagte: hy wat hom afskei, soek sy eie begeerte. Hy bestry alles wat waarlik tot voordeel strek. Nou vriende, daar is 'n ou spreekwoord wat sê: geen mens is 'n eiland nie. No man is 'n island. En tog kry ons in ons dag en tyd dat mense hulle wil afskei van ander mense. Ons sien dit in besonder in die kerk van die Here Jesus, dat mense sê: ag man, ek kan die Here dien, maar ek het nie nodig om deel van 'n plaaslike gemeente te wees nie. Dis die leuen van die duiwel, waarom jy duisende bedrieg. As jy nie 'n kerk het, of ten minste deel is van 'n gemeente, waar jy met God se woord gevoed word nie, is jy heel moontlik nie deel van God se kudde nie. Want die Bybel sê: ek ken my eie en word deur my eie geken. My skape luister na my stem en hulle volg my stem. En een van die opdragte wat die herder vir ons gee, is dat ons deel van 'n kudde moet wees. Vriende, wat vir my treffend is, ek lees so dikwels op Facebook hoe mense aanhalings plaas, en is hierdie wonderlike aanhalings oor mense moet hulle bekeer en hulle kan nie in sonde bly voortlewe nie. Maar hierdie mense self nie is deel van 'n kerk nie. Hulle kom nie na die gemeente toe om te aanbid nie. Daar is nie 'n liefde in hulle hart vir die waarheid van die woord nie. Hulle skei hulle af, en dis presies wat die Bybel vir ons sê. Hy wat hom afskei, soek sy eie begeerte. Hy's besig met sy eie denke, sy eie gedagtes en sy eie godsdiens. En die Bybel sê, so 'n persoon bestry alles wat waarlik tot voordeel strek. Jy sien, mense wat hulle afskei, hulle raak 'n god vir hulle self. Hulle denke is vir hulle die belangrikste. Hulle idee van die lewe is vir hulle, so sê die Here. Hulle luister nie na ander nie, hulle steur nie aan ander nie. Hulle sal so af en toe hier en daar by 'n gemeente besoek en so af en toe by 'n Christelike byeenkoms wees en dan sal hulle weer terug in hulle ou eie kokon en hulle dink by hulle self, dis die beste manier en die beste plek om die Here te dien. Vriende, hoe kan die vyand net nie vir ons lieg nie? En dis belangrik dat ons sal sien, Salomo alreeds hier in die Ou Testament kom leer vir ons die beginsel wat die Here vir ons in die Nuwe Testament kom leer, dat ons mekaar mense is. Die Here sê: dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. Die Here sê, die een moet die ander opbou in die allerheiligste geloof. En hierdie hele gedagte is so belangrik, want die Bybel sê vir ons, dit strek tot voordeel wanneer ons deel is van die kudde van die Here, wanneer ons deel is van die gemeenskap van die heiliges en mekaar so dien, om dan ook so tot voordeel te strek van die liggaam van die Here Jesus Christus. So as jy vanmôre een is wat baie goedjies op Facebook plaas en op jou status plaas en jy het baie mooi Christelike sê goedjies, maar jy's nie deel van 'n plaaslike gemeente waar jy jou hart en jou siel uitstort in gehoorsaamheid aan die Here, in toewyding aan sy saak en sy kerk nie, dan is jy een van hierdie mense wat eintlik teen God se saak werk en eendag God se oordeel sal ontvang.
Vriende, ek dink miskien dit is baie keer radikale uitlatings wat ek maak. So seker nie so nie. Ek dink net dis hoogtyd dat ons mekaar waarsku in die liefde van die Here, want die Here sê daar is 'n weg wat vir die mens reg lyk, maar die einde daarvan is weë van die dood. Ons kan nie vir ons 'n godsdiens daarstel wat lynreg teen die Bybel is. Ons self afskei van God se kerk en sy kinders en dan dink ons dat ons eintlik heilig en sonder gebrek voor die Here leef nie. Dit is my so hartseer, mense sukkel met geloofsekerheid, maar hulle is nie deel van die kerk van die Here waar die Heilige Gees deur die waarheid van die woord hulle versterk en bekragtig nie. U sien, dis die probleem van ons tyd, hierdie selfregverdigende godsdiens, waar ons 'n God raak vir onsself en ons stuur ons nie aan dit wat die Here in sy woord vir ons duidelik opgeteken het nie. Daarom, hy wat hom afskei, soek sy eie begeerte, hy soek sy eie belang, hy soek sy eie gedagte, hy bestry alles, hy werk teen dit wat waarlik tot voordeel van God se saak en God se koninkryk strek. Daarom pleit ek by u, as dit jy is vanmôre, bekeer jou van hierdie bose en bedrieglike hart en draai om en sê, Here, ek wil deel wees van dit wat u in gedagte het vir my, om deel te wees van die kerk van die Here Jesus, waar ons u kan dien in gees en in waarheid. Vers 2 sê, die dwaas het geen behaag in verstandigheid nie, maar net daarin dat sy hart openbaar word. Nou, een van die vertalings wat ek nageslaan het sê, die dwaas stel nie belang in insig nie. Hy wil net sy eie opinie bekend maak. En ag vriende, dit is presies hoe dit vandag werk in ons tyd. Mense het eintlik nie regtig belangstelling om insig te bekom en te luister na ander en meer te luister as hulle praat nie. Ek dink baie keer aan wat Jakobus vir ons leer oor die mond en oor die manier hoe ons moet kommunikeer. En Jakobus sê baie duidelik dat ons moet stadig wees om te praat, vinnig om te luister. Daarom het ons een mond en ons het twee ore. Ons moet 2 keer soveel luister as wat ons praat. En dis wat hierdie vers vir ons wil kom leer. Die dwaas stel nie belang in insig nie. Hy stel nie belang om te luister nie. Hy stel nie belang om insig te bekom en wysheid en kennis nie. Hy wil net sy eie opinie bekend maak. En dis dikwels, vriende, mense wat hulle afskei. Mense wat hulle afskei is dikwels dwaas in hulle eie oorleg, in hulle eie verstaan van sekere dinge. Hulle praat baie en hulle sê eintlik niks. Hulle lewer 'n opinie, maar daar's geen inhoud, daar's geen standvastigheid, daar's geen grond vir wat hulle sê nie. En daarom is die waarskuwing vanmôre, dat die dwaas het geen behaan verstandigheid nie, maar net daarin dat sy hart openbaar word. Ek vra jou, as jy praat, is daar insig, is daar kennis, is daar wysheid, gegrond op God se woord, en in 'n lewe van gehoorsaamheid, waar die woord en die daad saampraat, sodat God in alles verheerlik word. Vers 4 sê, as die goddelose kom daar ook veragting, en saam met die skande versmading. Nou vriende, wat hierdie vers eenvoudig sê, is dat 'n goddelose lewe, wat geleef word, veragting volg, skande, versmading, en hierdie afwaartse spiraal volg, en dit lei op die einde van die dag tot vernietiging. Daarom moet u onthou dat niemand kan suksesvol sondig nie, in besonder nie God se kinders nie. En as jy moet sonde begin, sonde baar sonde, en hierdie afwaartse spiraal lei jou na hartseer, na ellende, na pyn, na smarte, na droefheid. Vriende, in die jare van berading wat ek doen, met honderde mense al in die 27 jaar, het ek agtergekom dat die meeste het gedink, die klein sondetjie, sal nie hierdie groot gevolge hê in hulle lewe nie. Hulle het miskien na iets gekyk, hulle het miskien met iemand begin praat, hulle het miskien betrokke geraak by een of ander besigheid, en later het hulle self deurboor met baie smarte, omdat die waarheid van God se woord nie die lig vir hulle pad en die lamp vir hulle voet was nie. Daarom sê die Bybel, as die goddelose kom ook veragting en saam met die skande versmading. Daarom, wees versigtig met wie jy kommunikeer, wees versigtig met wie jy bevriend raak, wees versigtig met wie jy besigheid doen. Luister vriende, ons lewe in 'n baie moeilike tyd. Daarom moet kinders van die Here opreg soos die duif wees en versigtig soos die slang. Mag die Here ons groot genade gee dat ons hierdie waarhede verstaan en ter harte neem en ook so die Here eer en verheerlik in alles. Nou, ons gaan nie by vers 4 vanmôre kan uitkom nie. Ek sal môre aangaan met vers 4 en dan 'n paar verse saam met hierdie vers inkorporeer om vir u dan ook so 'n bietjie meer duidelikheid gee oor die gedagte van die mond en wat die Bybel vir ons sê. Die woorde van 'n man se mond is diep waters, 'n stroom wat bruis, 'n fontein van wysheid. En dis wat die Here van sy kinders wil hê, 'n mond wat so is. Diep waters, 'n stroom wat bruis, 'n fontein van wysheid. 'n Fontein wat lewe gee,
omdat God die Heilige Gees in daardie hart woon. Mag die Here ons seën en mag hy vir ons spaar en mag hy ons gebruik in sy diens en tot sy eer. Groete vir u, mooi dag verder, tada.